Kykers, welkom by die laaste episode van die jaar. Nou, dit was 'n briljante, dit was 'n lekker reis saam met julle, maar dit is nog nie verby nie. Want soos altyd het ons 'n lekker liedjie en 'n lekker boek om oor te gesels. Ons het spesiale boodskappe in hierdie episode vir julle almal, as ook voor al dit gaan ons 'n bietjie gesels oor die nuus. Hallo en welkom by die laaste episode van Blitz Fokus. Annemarie, jy's terug. Ek is julle, dis oujaarsaand, amper amper? Fransjo, ek was net te lank op vakansie, dis die probleem. Ek sien so. Amper Nuwejaar, soos wat ek wou sê. Gaan geniet julle countdowns, ons countdown saam met julle, maar voordat ons te opgewonde raak oor die nuwe jaar, dis ons laaste episode van Blitz Fokus vir 2026. Hoe voel jy? Ek is hartseer. Ek is opgewonde vir die nuwe jaar, maar ek is selfs ook hartseer want hierdie was 'n ervaring. Dit was 'n experience, dit was 'n reis. Dit was lekker. Ek wat nog nooit in my lewe voor 'n kamera wou gekom het nie. Ja. En hoe voel dit vir jou? Ek moet sê my hart is swaar man. My hart trek bietjie swaar. MyZone, nie net MyZone nie, maar MyZone en Blitz Fokus was so 'n ongelooflike ervaring gewees. Ek het soveel van myself geleer en soveel goeie vriende gemaak, maar soos wat julle agtergekom het, dit is dalk my laaste amptelike Blitz Fokus. Ja. Maar ek kan nooit baie sê nie. Ek meen julle het nou vir wat 3 weke vir Irene Marie op die bank gehad en sy moes al 'n tydjie lank weg gewees het. So dis nooit amptelik baie nie, maar hierdie is nie meer my plekjie op die bank nie. Ja. Dis nie my bank nie, eerstens. Maar dis nie meer my plekjie op die bank nie, so. Ja, nou, ek wil 'n bietjie uitvind. Jy het wel vergeet ek nou om te praat. Maar jy het nou ingekom 'n bietjie later in die jaar en jy was nie daar vir ons heel eerste episode waar ek absoluut gedrop het nie. I am self-aware enough to realize that. So, vertel ons 'n bietjie hoe dit gevoel vir jou om in die middel van dit in te kom. Sure, dit het nie regtig gevoel asof ek in die middel van dit ingekom het nie, om eerlik te wees met jou. Ek moet vir jou eerlik sê, ek het half op die Blitz Fokus bank kom sit en dit was daai gevoel van, okay, hierdie is waar jy veronderstel was om te wees jou hele lewe lank. En ek sê dit nie net van Blitz Fokus nie, maar half voor 'n kamera, want ek was baie skrikkerig om voor die kamera te moet wees. En nou is ek al so gemaklik, ek is so gelukkig as ek voor 'n kamera kan wees en ek het agtergekom, dis my droom. En so dit het nie gevoel asof ek in die middel van iets inkom nie, dit het half gevoel asof ek uiteindelik uitkom waar ek veronderstel was om te wees. Ja. Blitz Fokus, waar die jeug se drome waar word. Exactly, waar die jeug se stem in die wêreld se fokus raak. Maar ek het nou 'n vraag vir jou. Yes. Want jy het nou 'n volle jaar se Blitz Fokus agter die rug. En ons het baie van dit saam gedoen, maar jy het baie van Blitz Fokus alleen gedra. Ek gee dit vir jou. Wat is jou gunsteling herinnering van jou jaar in Blitz Fokus? My gunsteling herinnering is dis 'n bietjie moeilik om te antwoord, want om 'n gunsteling te hê, moet jy iets hê wat jy glad nie van gehou het nie. En daar is nie iets hierdie jaar van Blitz Fokus wat ek soos gehaat het of nie. Maar ek moet sê wat ek die meeste geniet het is beslis wat se nie. Met jou. Want dit is altyd lekker om met jou te sit en te praat, te jap. Ja, en soos wat ons sê. Ons het daai ongemaklikheid van as jy 'n gas inbring, dan sit aanvanklik mos nou eers bietjie ongemaklik want jy ken nie regtig die persoon nie. Ja. Maar ek en jy ken mekaar, so dis gemaklik en ons gesels asof ons 'n koppie koffie drink. Ja, so ek moet sê die nuus is definitely vir my die lekkerste. Want ons kan sit, ons kan gesels, ons kan nonsens praat en veral ons kan praat oor wat ons wil. Ons kan praat oor wat ons voel is belangrik vir die jeug. En wat die jeug in geïnteresseerd is, want op die einde van die dag is ek en jy die jeug. Ja. Dit is ons. Hallo. Ons en dit is julle. En dis julle, dis ons kykers. So daai koneksie half met die kykers ook om te weet, ons praat oor iets waaraan hulle belangstel, maar ons kan ook daaroor praat met soveel passie want dis waaraan ons ook belangstel. Ja, presies, want dit is so moeilik deesdae om in die wêreld te kry, om jouself in 'n situasie te kry waar jy oor iets praat wat jy oor passievol is met iemand anders wat ook passievol daar is. Ja. Nou, wat van jou? Kom ons draai die vraag terug op jou. Wat was jou gunsteling gedeelte?
Ek moet vir jou sê, so daar's 2. Ek het 2 wat regtig so ek het 'n onderhoud gedoen toe ek net gekom het met Leanne Morman wat nooit op TV gekom het nie. Maar ek tel dit nie as my eerste onderhoud nie. My eerste onderhoud was met Etienne, die atleet. En ek moet vir jou sê dit was vir my 'n ongelooflike uitstaan oomblik geweest, was my onderhoud met Etienne, maar dit was my eerste keer op TV. Ja. Dit was my eerste keer wat ek kon teruggaan en myself sien op TV en hy, omdat ons mekaar ken, was hy ook so lekker persoon om mee te gesels. En dan natuurlik my groote is Spoegwolf. Donnie de Toy. Ek het my eerste Spoegwolf liedjie geluister in die begin van my graad 8 jaar, toe ek 14 jaar oud was. En ek het nou Spotify Wrapped het ons uitgekom in die begin van Desember, so ek het my Spotify Wrapped gekry. En vandat Spotify begin rap doen het, was daar nog nie 'n jaar wat Spoegwolf nie in my top 5 was nie. Wow. So dit is definitief nie eers net my top blitsfokus oomblik nie, maar looking at career moments. Ja, dit is definitief een van my grootste loopbaan oomblikke ook. So dit is my 2 uitstaan oomblikke. Ek raak eintlik emosioneel as ek daaroor praat. Maar ja, en dan natuurlik Etienne, want hy was my eerste TV-onderhoud geweest. So dit is my 2 hoogtepunte. Maar nou het jy vir my nuuskierig gemaak, want jy het gesê top blitsfokus moments. Okay. Wat is nommer 1? Nommer 1 is Etienne, 100%, Oh, want ek het okay. hom, hy was my eerste keer op TV, daai onderhoud was nommer 1. Nommer 2, soos ek gesê het, Spoegwolf, diep plek in my hart. Ja, ons eerste Dancing with the Stars recap is nommer 3, want dit was vir my so amazing geweest. So ons MMO, en julle weet nie baie van haar nie, so voordat ek begin, big shout out to ons MMO Saraya. Yeah. Sy is absolutely ongelooflik. Sy is altyd georganiseerd, altyd op die kwaliteit wat julle sien in elke episode van Blitsfokus is te danke aan Saraya. So the biggest shout out to her. Sy is ongelooflik, maar as sy nie by Blitsfokus is nie, dan dans sy. En net om die lig in haar oë te sien, en die lig in jou oë te sien, soos wat ek al vir julle iets nuuts kon leer in Dancing with the Stars, iets waaraan julle nie baie belangstelling gehad het nie. En ek dink dit sal seker my 3, 4 en 5 wees, is al die oomblikke wat ek en jy iets by mekaar kon leer. Ja. Want ons het verskillende passies. Ons het, ja. Baie van ons het baie dieselfde passies, maar baie van ons passies is verskillend. En elke keer wat jy vir my van 'n boek geleer het wat ek dalk nog nie gelees het nie, of ek vir jou van 'n liedjie vertel het, of die geskiedenis agter 'n liedjie vertel het wat jy dalk nie van geweet het nie, daai tipe van goed moet definitief regtig in my top oomblikke wees. En dan is daar 'n klomp bloopers waarvan julle nie weet nie, waarvan ek nie wil julle moet uitvind nie, maar wat ook altyd naby aan my hart sal lê, en die oomblikke wat ons kon saam lag en so. Ja, en vir jou? Kyk jy, ek moet beslis saamstem met jou. Dit is altyd daai waar jy, soos byvoorbeeld jy nog sê, waar ons by mekaar kan kom, ons kan vir mekaar iets leer, iets nuuts leer, maar vir my, ek sal beslis moet sê, soos wat ek in die vorige week met Irene gesê het, dit is altyd vir my top oomblikke om met 'n gas te praat en om hulle lewe te herleef deur hulle. Want veral as dit iets is wat jy tevore as 'n droom gehad het. Ja. Nee. Want daai wat jy so kan al jou kindervrae en al jou kinderdrome en hope kan jy dan uitbring en jy kan vra en jy kan dit oorleef. Ek meen, ek het dit verskriklik gesien en ek gaan nou terug na 'n jou vorige episode toe, ek dink dit was jou Kersfees episode, wat jy met 'n Nederlandse squashspeler gesels het, ek dink sy naam is Sam. Ja. En ek het 'n profiel op hom gedoen vir een van ons koerante, en half net ook sy storie waar hy vertel het hoe hy sy gewrig gebreek het. En met die breek van sy gewrig het hy agtergekom squash is vir hom. Ja. Daai tipe van oomblikke waar iemand se I made it moment is. Dit is beslis, veral as jy kyk op wie ons hierdie jaar gehad het, die atlete, die pageant wenners, die kunstenaars, die coaches wat geweet het, okay, hierdie is nou waar ek kom. Nee. Ja, so daai I made it oomblikke is altyd baie mooi. Dit is en natuurlik met jou as my mede-aanbieder en alles. Dit is top. Top 1, bo nommer 1 is ek en Fransja wat co-presenters kon gewees het. Ja, maar ek het nou nog 'n vraag vir jou. En ek weet ons tyd is beperk, soos wat dit ongelukkig altyd is as ek en jy met mekaar gesels. Top oomblik van die jaar. Top oomblik van die jaar. Liefde by die naam. Rarig. Rarig. Ek was nog nooit vir liefde by die naam gewees.
Ek is bietjie agter in die Afrikaanse kultuur en alles, mos toe met die wêreld is Engels storie en alles. So ek moet sê liefde by die naam was actually nogals lekker geweest. Allei nuwe kunstenaars leer ken het en dit. So dit was vir my iets wat ek baie geniet het. Wat van jou? Vir my moet dit wees om die spelers van die Pumas wat die Suid-Afrikaanse een van die Suid-Afrikaanse rugbyspanne is, die onderhoude wat ek met hulle gehad het en dan my onderhoud met Jacques Burger wat ons afrig, wat Namibië se nasionale span afrig. Top. Ek meen, ek het die president ontmoet hierdie jaar. Wow. Ek het face to face gekom met Sanet Steenkamp. Ek het mense van reg oor die wêreld ontmoet. So vir my om een te kies is baie moeilik, maar ek is maar 'n rugby. Jy weet, ek is 'n rugby girl. So die Pumas was vir my groot en dan Italië se rugbyspan was ook vir my groot. Ek meen, hulle speel nou in die Wêreldbeker. Hulle is in Suid-Afrika se pool in die Wêreldbeker en ek het daai spelers so face gesien. So top oomblikke, ja. Ja, nee. Maar soos jy weet, soos ons almal weet, dit is nie al oomblikke nie. So ongelukkig, ons 'n bietjie watsnies is nou 'n bietjie klaar ongelukkig. Die laaste een van die jaar. Maar kykers, julle moet nêrens gaan nie, want kom ons gaan kyk 'n bietjie verskillende stukke van hierdie jaar se episode. Ons stop oomblikke. Let's focus tops. Let's focus tops vir 2025. Kykers moet nêrens gaan nie, want dit is wat volgende opkom. Saam met my vandag hier op die grysbank van Blitz Fokus het ek 'n lieflike dame. Wil jy jouself graag voorstel? Goeiedag, my naam is Amorey Smit en ek het Miss Teen Hope Namibië National gewen. Miss Teen Hope. Nou, hoekom verduidelik jy nie so 'n bietjie vir ons, wat is Miss Hope? Miss Hope, die hele doel van Miss Hope is om hoop te skep in plekke waar daar nie hoop is nie. Dit is 'n baie hartvolle operasie kan ek maar amper sê. Ons is verskriklik gefokus om vir mense goed te gee of hoop te gee waar daar nie hoop is nie. Dit klink soos 'n baie liefdevolle, sal ek maar sê, program, maar ek sal nog net terugkom na die hoop skep wat daar nie hoop is nie. Ek wil net 'n bietjie gou inligting meer kry. Is Miss Hope die eerste ding wat jy gedoen het, of het jy iets anders al voor dit gedoen? Ek het al tevore modeling en sulke tipe goed gedoen, maar soos jy weet, modeling en pageanting is heel verskillende goeters. Maar dit is my tweede groot pageant wat ek al gedoen het. Ons het my juffrou gimnasium by die skool al gehad, en dit was ook 'n lekker ding om aan deel te neem en nuwe goeters te probeer, so dit was baie lekker. Ja, ek is bly om te hoor jy geniet het, maar uit nuuskierigheid uit, want ek wonder nou selfs hier, wat is die verskil tussen modeling en skoonheidskompetisie? Modeling is baie meer, ek sal sê jou confidence, jy moet die stage run in modeling. Modeling is 'n ding wat jy persoonlik, jy moet wys, jou confidence wys. Jy moet uitgaan en wees wie jy is en nie skaam wees daaroor nie. En ek sal sê pageanting moet jy nog steeds confidence hê, maar jy moet baie meer elegant wees en nie, ek sal nie sê heeltemal teruggetrokke nie, maar meer elegant en rustig en kalm en mooi. Ek hoor jou. Nou, terug na wat jy voorheen gesê het, om hoop te skep waar daar nie hoop is nie. Wat beteken dit? Ek glo daar's baie mense wat nie regtig die betekenis van hoop ken nie. En ek glo as mens bietjie meer rondvra in goeters, dan sal jy ook sien baie mense kort dit. Baie mense het dit net van natuur, maar ons hou daarvan om hoop te skep, soos in klein skooltjies, om vir hulle te wys, jy is nie net 'n klein skooltjie nie, jy kan groei, en jy kan president word eendag. Ek weet, niemand weet jy gaan president word nie. So, dit is lekker om sulke mense te help, dit laat jou ook as mens, as persoon, beter voel en rustiger voel.
saam met ons het ons 'n interessante gas wat 'n bietjie anderster is as normaalweg. Dit is Stalin Steenkamp, 'n bekende chef. Hoe gaan dit met jou vandag, Stalin? All good, how are you doing, Francois? Dit gaan goed. Dis wonderlik om jou ontmoet. Jy ontmoet nie sommer chefs nie. Hulle is altyd daar in die kombuis. Yes. Nou, Stalin, jy is 'n chef. Jy het nou al redelike reis gehad, soos wat ek weet. Nou vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Francois, ek het as 'n kind in die kombuis in my ma se huis begin kook. Jy ken hy Sondag namiddags ons moet slaap. Dan het ek teertjies en goedjies gebak. So as hulle namiddag opstaan is hulle daarom nie so kwaad. As ek nie geslaap het dan het ek ten minste 'n tert of iets gebak. Maar dis waar alles begin het. Begin in ek het skool goed gaan was en skoon gemaak en in 'n klein restaurantjie op vakansietye en later toe gaan werk by hierdie restaurant en by 'n French chef. Het van my meeste van die basics geleer van cooking. En ja, dis waar alles begin het. Wow. En van daar af kompetisies gedoen in Namibia. Ek was teammember van die African Culinary Cup se span van Namibia. 2 keer, 2013 en 2015. En ons het al 2 kere gewen daarom ook. 1 keer in Suid-Afrika, 1 keer in Namibia. En van daar af het ek in klein restaurante, hotelle gewerk in Namibia. Ek het oorsee gewerk in die Bahamas vir 'n paar jare as 'n private chef. En ja, terug huis toe gekom en verder in restaurantjies en guesthouses en oral gewerk. En nou doen ek catering vir myself, my eie besigheid en dit doen nogal goed. Soos julle kan sien het ons 2 gaste op die bankie vandag saam met my. Die gesigte lyk dalk bekend, miskien nie, maar ek gaan vir hulle 'n kansie gee om hulle self voor te stel. Goeiemôre. Goeiemôre, Hoe Patricia. gaan dit? Goed, dankie. Ek is natuurlik Lize Elers. Ek sing nou al vir meer as 20 jaar in die land. Ja, dit is 'n eer om hier met jou te sit. En ons gaan oor ons Valentynskonsert by die Warehouse Theater gesels. Oh yeah, I'm learning Afrikaans, so I'm going to speak a little bit of English. My name is Ev Gies. Yes, we're going to have a concert on Friday this week, so yeah, we're talking Ons about is it. Yeah. baie opgewonde vir tyd. Soos julle kan Ja. sien, gaan ons vandag bietjie Namlish praat. Ons gaan vir Blitz Fokus bietjie onderste boot ry en Engels en Afrikaans saam meng. Ja. So vir ons kykers daar wat nog nie planne het vir hierdie Valentynsdagie, ons is hier om die event op jou kalender te sit. So kan julle meer vir my vertel, hoekom het julle besluit dat die Valentynsdag gaan julle nou die jazzkonsert doen? Die gedagte kom van Gies. Dit is sy baba. Hierdie show is sy baba. En Gies is 'n gesogte klavierspeler. Hy's 'n jazz klavierspeler en hy het hierdie kuns al vir meer as how long have you been doing? Oh la la. I've been learning piano since the age of 9. You can say that, yeah. By 12 I was very good, kind of good, and then playing a few concerts in the little town where I grew up. And from there, I got so good, I can say I got so good. And later on, when I finished grade 12, and then music wasn't a thing, you know, in African parenting, you know. Yeah. They don't take music as a profession, so I have to do engineering. And then from there, continue. But music always accompany me wherever I go, Yeah. so music always there. So. As die gogga jou buite los, jy nie uit nie. I explain that one. So when the bug bites you, you don't it never leaves. Yeah. for Ek sure. dink Gogga het hom gebyt en hy was ook deel van my song night band in die begin en toe gaan hy aan met sy ingenieurwerk, maar Gies wou al in COVID. Gies wou 'n jazz konsert by die Nasionale Theater opgesit het met Sharon van Rooi en sy Yes. gaan ook saam sing. Yeah, Okay. it's like a repeat. Yeah, It's like a like repeat. finally Yeah, coming to together. fruition.
Want dit is nie net Gies op die klavier nie, dit is ook Wojtek Majewski on cello, Hey. it's Sonja Majewski on flute, it's Jürgen Gries on violin, we have Tayo on double bass, Genivaldo on the guitar. Genivaldo on guitar, and then our with drum Dave- genius is Dave Webster, yeah. Okay, So dit yes. is die crème de la crème van jazz musikante in die land. Soos ek voorheen gesê het ons vandag 'n karate fighter dink ek is die regte naam. Carla Jaus is saam met my hier op die Blitz Fokusbank. Hoe gaan dit met jou vandag, Carla? Baie goed, dankie. Gaan dit baie goed met jou? Ja. Nou, ek was mos nou by die Region 5 se karate. Ek het daar van Vrydag en Saterdag was ek daar. So, hoe voel jy na dit? Want ek onthou daar was baie adrenalien, daar was baie fighting. Ek weet jy het 'n paar keer seer gekry wat die mediek moes opgekom het. Ek is baie moeg en baie seer. Ek sal so dink, maar jy daarom lekker beklei of hoe? Ja, nee, definitief. Ek dink my spel het opgeklim van waar hy was. Nou, as ek mag vra, tussen die Kata Showcase en die, wat is dit? Komitee, wat mos nou die individuele bekleierery is, watter een verkies jy? Ek is obviously meer van 'n fighter, maar ek het baie lief geraak vir die katta. Aha. 'n bietjie meer beheer en minder pyn. Ja, definitief. Nou, vertel ons 'n bietjie, hoe het jy ingekom by karate? Wat het jou aangetrek daarna? Die Karate Kid movies. Daai ou een is van daai ou een is die van Daniel originele. Ja. Ja, nee. Ek dink ons almal ken daai movie. Toe my ma dit vir my gewys het ek gesien dis wat ek wil doen. Ek wil niks anders doen nie. Ek wil dit doen. Net dit. En van daar af het jy totaal en al daarop gefokus. Ja. Hoe oud was jy? Ek was seker 8 gewees toe ek dit gesien het. Ek het begin toe ek 9 of 10 was. Wow. Praat van vinnig inspring. Ja. Hallo en welkom by hierdie jaar se laaste Nuut op die Rak. Ek hoop julle het hierdie reis saam met ons geniet hierdie jaar en kom ons spring in na ons laaste boek van die jaar. Hierdie boek is geen anders as Die Ooggetuie deur Wilna Rou. Nou die boek volg 'n storielyn vol spanning en intrige rondom geheim en menslike verhoudings. Die protagonis vind hom of haar in situasies waar waarhede geleidlik aan die lig kom deur die waarnemings en ervarings van die ooggetuie. Hierdie ooggetuie speel 'n sleutelrol om misverstande op te los en soms selfs misdade bloot te lê. Temas soos liefde, verraad, familieprobleme en die soeke na regverdigheid loop deur die verhaal en hou die leser betrokke. Wilna Rou se skryfstyl maak dat die karakters lewendig voel en sy gebruik spanning en raaiselagtige elemente om die leser konstant nuuskierig te hou. Kykers, hierdie was ons laaste boek van die jaar. En ek weet Anne-Marie, ons het dit geniet om saam met julle hierdie jaar aan te hou en ons hoop om julle volgende jaar ook terug te sien by Nuut op die Rak. Dit gesê, moet nêrens gaan nie, want volgende is voor in die koor. Welkom terug by Voor in die Koor. Kykers, dit is die einde van die jaar. Ons is almal moeg, ons is almal deurgetrap, maar dit beteken nie ons kan rustig raak nie, want vir hierdie Voor in die Koor gaan ons 'n bietjie gesels oor In die Bos deur Christine. Nou, hierdie liedjie vertel die verhaal van iemand wat in die natuur, spesifiek in die bos, wegkruip van die druk en probleme van die lewe. Dit beskryf 'n gevoel van vryheid, rustigheid en ontsnapping aan die alledagse wêreld. Die spreker ervaar die stilte, die skoonheid van die natuur en 'n soorte introspeksie, 'n plek waar hy of sy kan nadink en vrede vind.
daar is ook 'n romantiese of nostalgiese ondertoon, omdat die bos soms herinneringe of emosies oproep wat persoonlik en kosbaar is. Kykers, ek weet nie van julle nie, maar ek voel dit is 'n baie eerlike liedjie om ons jaar op te eindig. So en soos ons nou al weet, die end of year fatigue is daar en op die heel laaste dag van die jaar kan ons regtig sê ons voel dit. So kom ons vat dit rustig. Kom ons raak lekker en kom ons stap die nuwe jaar in met vreugde en vol energie. Kykers, ongelukkig is dit altyd wat ons het vir hierdie episode op die laaste dag van die jaar. Ek voel nogal spesiaal dat ons episode op die heel laaste dag uitkom, maar dis seker net ek. Kykers, ons sien julle volgende jaar. Moenie vergeet van ons nie. Totsiens.